Ons wil net dankie sê aan KMV. Almal van julle het seker so, of al die manlike persone het so 'n pakkie gekry. Hulle het vir ons 'n bietjie borgskap daar gegee, so ons wil baie dankie sê aan Paul hulle vir dit. En julle sal sien op die pakkie staan daar vir jou gesondheid. Ek sal nou vir julle verduidelik waar dit vandaan kom. So geniet dit. Dis heilige biltong, jy kan nie vet raak af van, so ek sê maar net. As ons sê gelukkige Vadersdag, ek dink baie keer is daar en ek weet dit is 'n anglisisme, 'n wanpersepsie rondom Vadersdag, want dit is nie gelukkige Padag nie. Want daar is 'n groot verskil tussen om 'n pa te wees en om 'n vader te wees. Hier's 'n klomp paas. Ek weet, hier's 'n klomp paas. Dis baie eenvoudig om 'n pa te word. Ek gaan nou nie oor die bytjies en die blommetjies praat nie, maar dis eenvoudig om 'n pa te word. Maar om 'n vader te word is iets anderste. Dis die gedeelte wat ek vandag bietjie wil aanraak, want daar is soveel vaders wat hier so sit, wat nie kinders het nie. Daar is soveel vaders wat hier so sit, wat al oorlede is, wat al verby is, en vaders wat nog moet kom, wat nie biologiese kinders het nie, maar hulle is vaders in presies die manier wat hulle veronderstel is om te wees, want daai mans speel 'n rol op een of ander manier in 'n kind of in iemand se lewe, waar daai kind 'n vaderrol in sy lewe, 'n vaderfiguur in sy lewe kort. Een konstante, en dit het my nogal geskok toe ek nou dit besef, is dat wat vaders in gemeen het is kinders. En dis nie noodwendig jou kinders nie. Ek sport altyd met kids games, as ek vader van menigte vir 'n hele week lank. En God gaan van my rekenskap eis oor wat het ek met daai kinders gedoen vir daai hele week. Want ek is hulle pa vir daai week. Al is jy sy pa by die huis, gedurende daai tyd is ek sy pa, want hoekom? Ek op 'n stadium praat ek met die kinders en julle weet nou, daar's geen tegnologie word toegelaat nie, so dit help nie as jy stuur jou kind met tegnologie nie, jy gaan dit net afvat. So met ander woorde, die enigste tegnologie wat ons gebruik is musiek. Want dit is makliker, jy speel een liedjie en dan weet hulle wat om te doen, dan gaan hulle na 'n plek toe. En dan op 'n stadium, dan sê ek vir hulle, right, nou kan julle gaan speel. En dan hardloop hulle rond en dan los ons hulle as prins langer as wat ons veronderstel is om hulle te los. En weet julle wat is die eerste ding wat gebeur? Dan kom hulle na jou toe en sê hulle, Dominee, wat moet ons nou doen? Dan sê ek, julle moet gaan speel. Dan weet hulle nie hoe om te speel nie. So as jou kind by die huis kom en hy sê, dit was vervelig gewees, want hy het niks gedoen nie, is dit omdat ons hulle probeer leer om te speel. Want ons kinders speel op die oomblik hoe? Is dit nie? En wat doen ons as ouers? En nou wil ek 'n paar ma's en pa's en ek self oor die vingers tik. Ek is verveeld. Kom ons kry vir jou iets om te doen. Ons gaan na gin exercise, né? Ek meen ons ou het eendag gesê, hoekom het ons uit tuinslange uitgedrink, water gedrink, dan is dit dood eenvoudig, jy's nie in die huis toegelaat nie. En dis die belangrike gedeelte, ons moet ons kinders leer om weer kind te wees. Om te speel, en dis 'n vader se werk. Hoor mooi, dis nie 'n moeder se werk nie. Dis 'n vader se werk om die goed te doen. Dis 'n vader se werk om 'n kind te wees, om 'n kind te leer om weer kind te wees. Jy moet jou kinders leer speel, en dis een van die goeders wat ons probeer doen. Enige manlike mens, manlike persoon, kan 'n pa wees, maar almal kan nie vaders wees nie. En dis daai pragtige woord wat die Hebreë, die Jode gebruik is Abba. Dit is vir my so 'n mooi woord, want as jy dit foneties sê, soos, en ek kan dit nie doen nie, soos wat die oorspronklike Jode dit gesê het, dan voel jy daai hitte en daai warmte van Abba. Dis daai binnemondse Abba, wat jou so half, en dan sien ek hierdie groot beerhak, wat so om daai kind kom en daai kind vasmaak, want jy kon nie vir enige iemand Abba sê nie, jy kon net vir bloedverwante mense Abba sê.
So as ons die dag bid en ons sê, Here, en dis hoekom ek ek dink nie ek het al ooit 'n gebed geopen op 'n ander manier nie. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees. Dis hoe ek dit open. Hoekom? Dit is nie repetisie omdat ek nie weet wat om te sê nie. Dis om net weer eens dit te bevestig dat as ek sê Abba Vader, het ek die reg gekry vanaf Jesus om God wat nie my bloed is nie, my bloed te noem. Om te sê Abba, en dit is myne. Ek kan hom aantrek en hy sal sorg vir my soos wat 'n pa sal sorg vir sy kinders. Ons het by Darling, ons het Darling wynveiling gehad, sit en gesels so oor dogtertjies rondom die tafel. En toe kom die volgende gedagtes uit, soos as daai seun die eerste keer kom kuier, dan sal daar messe gesit en skerp maak word, en die gewere word uitgepak, en dan gaan skiet ons bietjie teiken, net om te wys tot op watse afstand kan ek jou kry, daai tipe ding, want dis 'n pa hart. Die van julle wat nou al bietjie langer is, as ek vader is, dink gou deur hoeveel hartbreek is jy saam met jou kinders, waar daai wêreldjie uitmekaar uitval, en dis van 'n goudvis af, wat dood is, tot iemand wat fisies dood is, en daai pyn is ewe erg, en waar jy moet sit, en waar daai kind moet sit, en waar jy moet vader wees, vir 'n stikkende kind. Kan jy dink, hoe moet God voel, oor ons stikkende kinders hieronder? Is nogals regtig erg om te dink dat hierdie is die opsomming van pa wees. Nou, ek het gedink, wat noem ek vandag se preek, van Vadersdag so. So vandag se preek is, se tema, as ek vaderskap in een woord kan opsom, is dit die volgende, baton. Op Vadersdag opsom in die een woord, baton, want dis hierdie. Dis 'n baton, laat ek hom so hou. En dis die ding wat 'n kondukter gebruik as hy voor 'n simfonieorkes staan en wat hy die simfonieorkes lei, dan gebruik hy hierdie ding. En die rede vir dit is hierdie klein agterste gedeeltetjie, is hout, en hierdie gedeelte hierso is wit met 'n rede. En die rede vir dit is, as hy staan voor die simfonieorkes, en jy hou vas dit op 'n spesifieke manier, laat ek dit net reg hou vas, so, en jy staan so, dan hierdie, sien julle hoe duidelik sien jy hom, met die swart agter, want die skare agter jou is pikswart, want die ligte is voor, en dan staan hulle met hierdie baton, en hulle is besig met hierdie stukkie hout, om struktuur te gee van alles wat hier voor hulle aangaan. En dis 'n ekstensie van jouself. Want jy staan hierso en hierdie klein stukkie ding gee beweging. En met jou regterhand hou jy tyd en jou linkerhand trek alles bymekaar. Nou, ons gaan nie in detail in dit ingaan nie, maak nou nie saak nie, maar die punt is, dis om te wys. En hierdie is ritme. Jy doen jou ritme, jou 1-2 ritme, of jou 1-2-3-4 ritme, of wat dit ook al mag wees. So jy doen dit met dit, en dan begin jy. Of selfde stuk, twee verskillende kondukters. Want sien, nie een van ons wat hier so sit wat vaders is, kondukt dieselfde nie. Nie een van ons het dieselfde ritme nie. Nie van een van ons probeer 'n ding op dieselfde manier doen nie, en asseblief moenie probeer om dieselfde te doen as wat al die ander mense doen nie. Want jy gaan dit nie regkry nie. Dis hoekom God vir ons 'n ongelooflike boek gegee het genaamd die Bybel, om ons te help om ons kondukterstyl na die beste van ons vermoë uit te leef op 'n daaglikse basis.
Hierdie hele simfonieorkes wat hier voor jou sit. En baie keer is dit net jou huisgesin. Partykeer is dit 'n werk, partykeer is dit 'n gemeente. Kyk na wat hier voor aangaan. Want sien, en dis vir my die mooiste, ek staan daar so, dan is daar ouens, Gustav Mahler, dit is conductors wat, Richard Strauss, en dan my gunsteling is, Gustavo Dudamel, dis 'n conductor, en hulle het elkeen hulle eie styl gehad. Mahler het hierdie wille styl gehad, en dan Richard Strauss het letterlik so beweeg. En as hy so beweeg het, dan sit daai Beethoven se 5de, wat hy so te kere gaan, en dan het hy net so hierdie, en dan verduidelik hulle goeders, byvoorbeeld soos, jy doen nooit dit nie, want dan keer jy daai mense, en jy breek hulle selfbeeld af. Klink dit nie bekend nie? Jy doen dit nooit met 'n, nee. Hoeveel keer sê jy nee op 'n dag vir jou kinders? Nee? So, en hy staan op 'n stadium, en daar was my die mooiste verduideliking, hy sê, as jy hierdie, want daai ou staan op 'n stadium, dan staan hy so oor toe, dan staan hy so, soos wat lyk dit vir julle? Ek is besig om 'n babietjie vas te hou. Want dan doen hulle dit. Hulle doen dit, hulle is besig om liefde uit te leef. As ek liefde uitleef, leef hulle liefde uit, want almal kyk vir my. Almal kyk wat ek doen. So as jy so te kere gaan die hele tyd, dan wonder jy hoekom gaan jou kind so te kere. Want hulle kyk na die. Gustav Dudamel hy was hier vroeg in sy lewe, 2009 toe hy gekies vir Los Angeles Philharmonic Orchestra en hy is toe conductor by London Philharmonic Orchestra wat hy vir 6 jaar daar moes gewees het. En hy was net vir 2 jaar en 'n bietjie daar gewees en toe sê hy net vir hulle op 'n stadium, my familie lê hier onder ek slaap. En hy het gaan familie. En op hierdie oomblik is hy by New York se Philharmonic Orchestra wat hy conductor is daarso, want hy het sy familie versorg en toe het hy teruggekom na sy liefde toe, wat hierdie is. Julle en toe ek eventually, ek dink nie dis reg nie, maar hierdie beteken vir my soveel, passing the baton. En ek weet dis die stokkie, ek weet dit is. Maar ek wil dit verander om te sê, hierdie is passing the baton. Want jy gaan dit op 'n stadium doen in jou lewe, gaan jy vir jou kind dit gee en vir hom sê, nou is dit jou beurt. Nou moet jy die orkestra van jou familie moet jy begelei. Jy is die ene wat van nou af gaan moet sê wat die scepter swaai. Jy is die ene wat gaan moet veroorsaak dat mense goeders doen en so aan. En dit hang 100% van jou af hoe hulle gaan reageer. Want as jy dit op so 'n manier doen, gaan hulle dit op so 'n manier doen. Ons moet belê in ons kinders se toekoms. Hulle kom terug, hoor ek. Johannes 5, as jy jou Bybel by jou het, blaai gou vir my so intoe. Right, Johannes 5 vanaf vers 1, ons gaan so 'n paar verse lees daarso. As jy jou pen by jou het, hou maak gereed. Ek gaan so 'n bietjie my preekstyl van nou af verander in die toekoms. Julle gaan agterkom, ons gaan bietjie meer teaching doen as wat ons net prediking gaan doen. So ek wil hê dat elke Sondag as ons hier uitstap, wil jy 'n klomp nuwe goeders bygeleer het wat jy sê, "Woe, dit het ek nooit voorheen gewees nie." So ons het 'n paar nuwe goed wat ons gaan implementeer hier by die gemeente self. Julle sal sien ons kom nog daarso. Right, Johannes 5 vanaf vers 1. Hierna was daar 'n fees, jy kan dit omkring, van die Jode. En Jesus het opgegaan na Jerusalem toe. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort, jy kan dit omkring, 'n bad met 5 pilaargange gewees, wat in Hebreëus omkring Betseba genoem word. Daarin het 'n groot menigte siektes gelê, blindes en krepeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Wie van julle se Bybel het nie 'n vers 4 nie? Kyk gou. Daar's 'n klomp van julle wat nie 'n vers 4 gaan hê nie. Kyk, ek gaan nou 'n bietjie daaraan raak,
gaan dit nou lees vir julle en dan sal julle nou sien. Want 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste ingegaan het na die roering van die water, het gesond geword aan watter siekte hy ook al gelei het. En dan behoort jou Bybel weer aan te gaan. En 'n sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, of hy vra hy vir hom eintlik. Hoor nou mooi, in hierdie gedeelte kan jy so groot onderstreep. Wil jy gesond word? Wil jy gesond word? Vers 7. Die sieke antwoord hom, en dan hierdie hele stuk, kan jy weer omkring, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Jesus sê te hom, staan op, neem jou bed op, en loop. En dadelik het die man gesond geword, sy bed opgeneem en geloop, en daardie dag was dit Sabbat. Ok. Ons gaan nou verder aangaan, hou jou Bybel oop daarso, gaan nou verder vertel. Laat net gou verduidelik wat gaan by vers 4 aan. Vers 4, ek gaan nou groot woorde gebruik, maar ek wil hê julle moet dit hoor. Daarso in die Bybel, toe hulle die oorspronklike Bybel geskryf het, aan die kant en onder noem mens katief en karee lesings. Nou dis mense wat aanteken, soos jy in jou Bybel aantekeninge maak, baie keer aan die kant van die Bybel, dis wat mense dit noem, katief en karee lesings. Wat gebeur het, is die ouens was bang geweest dat hierdie gedeelte verlore gaan, die gedeelte van die engel wat die bad geroer het. En die oudste tekste het dit nie ingehaat nie. En toe sê hulle net, maar hulle is net bang dat hulle op 'n stadium nie gaan weet waaroor hierdie gepraat word nie, so toe sit hulle dit in. En toe in ander Bybels het hulle dit weer uitgehaal om die authenticity van die Bybel te behou. So of dit nou in is of uit is, dis nie die punt nie. Die rede vir daai gedeelte, of dit in of uit is om net vir jou te verduidelik, hoekom die mense daar gelê het en wat was die rede vir dit. Dit maak dit nie minder nie. Want die Bybel praat op 'n ander gedeelte, die disipel wie Jesus die liefste gehad het. Ons neem aan dis Johannes, maar ons weet nie. Maar as hulle net 'n katief of 'n karee aantekening gemaak het om te sê, die een wat Jesus die liefste gehad het, sy naam was Johannes, dan het ons dit geweet. So dis wat hulle probeer doen net hierso. So moet nou nie sê, my Bybel is verkeerd nie. Die Bybel is nie verkeerd nie, dit gee net 'n bietjie verduideliking. Dis hoekom dit so is. So dis maar net om daai te onthou. So wat probeer Johannes hier vir ons doen? Johannes probeer vir ons 'n klomp goeders verduidelik, en hy verduidelik vir ons die eerste ding, want Johannes 1 vers 1, as jy onthou van Pinkster af, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Johannes probeer vir ons verduidelik, wie is Jesus? Hy probeer vir ons verduidelik, wie is Jesus gewees op aarde, en wat het hy gedoen, en dat Jesus God was ook, want 'n klomp mense het gesê, hy is nie. So Johannes kom en hy probeer Jesus se goddelikheid aan ons verduidelik. Maar hy doen dit op so 'n manier dat die mense dit kan verstaan. Dat die ouens nie daar sit nie, en dis hoekom hy byvoorbeeld daai stuk bygesit het. So ons hoor in Johannes 1 dat Jesus is die woord, hy is God. Hy was van die begin af daar gewees. En dan sal 'n klomp goed wat gebeur, soos byvoorbeeld hy gebruik Johannes die doper wat aandui na Jesus toe, wat wys na Jesus toe. Jesus doen 'n klomp wonderwerke, en met dit wys hy ook dat hy God is. Want niemand anders te kon dit doen nie. Hy sê, hy is regtig wie hy sê hy is, en hy wys dit ook so. So nou is Jesus terug in Jerusalem, hy is op pad na die fees toe. Nou, wat 'n fees dit is, weet ons nie, daar is 'n klomp spekulasie rondom dit, maak nie saak nie, maar dit was 'n fees. En Jesus sit dit nou half, so te sê, op die tafel, hy probeer die ou systeem challenge. En dan sit hy op die tafel, sit hy die volgende, ons gaan nou by die volgende kom. Hy sit dit op die tafel en hy sê vir hulle, nou kan julle dit aanvaar, of julle kan sê julle wil dit nie hê nie. So wat sit hy daarso? Om dit te verstaan, die wat, moet ons nou 'n bietjie terugkyk. Jesus gaan daarso is, by die skaappoort. Daar staan, hierdie ou is by die skaappoort, waar is ons nou? Die ou is by die skaappoort ingegaan. En daar in Jerusalem by die skaappoort. Hoekom was daar 'n skaappoort? Skaappoort is so 'n klein deurtjie gewees, wat hulle die skape letterlik ingevat het, om geoffer te word by die altaar. Maar hulle het dit op 'n plek gedoen, dat die skape nie deur die hele dorp moet loop nie.
Want skape gaan doen wat skape gaan doen en hulle gaan mors en die mense wou dit nie gehad het nie. So hulle het hulle by hierdie skaappoort ingevat en hulle langs die, ek wil amper sê, so 'n versteekte steegie amper gevat tot waar hulle sou geslag geword het. So dis die eerste ding is, maar hoor julle klaar wat gebeur hierso? Daar's klaar hierdie ding van, hierso is 'n offergawe wat op pad is. Hier is, want dis die ding, onthou julle, ek het al gesê, daai goue lyntjie wat deur die Bybel loop, en hierso is die eerste glinstering wat Johannes vir ons so al wys. Daar's 'n skaappoort, en 'n skaappoort het te doen met offergawes. Jesus is die vlekkelose lam. So hierdie ding wys na Jesus toe. En hy wys Jesus na wat Jesus alles vir ons wil doen. So die skaappoort wys letterlik na daai gedeelte toe, waar die skape deur die muur gegaan het en omgegaan het, sodat dit nie mors nie. En dan by die bad van Bethesda, nou dis, en dan staan daar die Hebreëse woord, wat beteken Bethesda, die woord Bethesda. Nou dit bestaan uit twee gedeeltes uit, Beth en Esta. Beth Esta. Beth beteken die huis van, of die plek van. En Hesed, wat die Hebreëse woord Hesa, wat ons nou net in Afrikaans of Engels so vertaal, beteken getroue liefde, of getroue liefde vir God orals. So dis die huis van getroue liefde. Daar was 'n bad van Bethesda, 'n huis van getroue liefde, waar 'n klomp lamsiek dooie mense gelê het. Maak mos nie sin nie. Hoekom sal 'n huis van liefde 'n klomp lamsiek dooies het? God skep vir ons die perfekte huis. Wat doen ons? Ons gaan lê by die lamsiek dooies. Ons wil nie soontoe gaan nie. So hierdie huis van liefde wat God eintlik daar vir ons gegee het, gebruik ons nie. Die nasie in daai tyd vir hierdie verwys na Israel op daai stadium. Hulle is hierdie lammes en krippeles en blindes, en hierdie metafoor word so uitgetrek wat rond lê en wat eerder wil siek wees as om gesond te wees. Paulus sê op 'n stadium, wat die liggaam wil en wat die siel wil, kom nie by mekaar uit nie. Dis presies dit. Geestelik, dis vandag gaan dit oor hierdie geestelik, papas, en ons moet dit regmaak, want as jy hierdie ding wil oorgee, gee jy alles wat saam met hom gaan ook oor. So kom ons maak dit reg. Hier is soveel van ons wat geestelik stikkend is, wat pyn het en wat 'n klomp regret het en goeters wat jy so ongelukkig is oor. Baie van ons het dit nie, maar daar's baie van ons wat dit het, wat gebrokenheid het, wat eenvoudig net nie kan opstaan nie, want die gewig van alles druk op jou, en dit verander daagliks. Vandag is dit dalk finansiële druk, môre is dit dalk wat ook al, fill in the blanks. Jy weet wat is daai goeters wat op jou druk, wat jou lamsiek dooie maak. So hierdie man Jesus stap tussen hierdie gemors deur. Want kan jy dink by jouself hoe lyk dit? Want punt nommer 1, dit was hulle sê daar feeste, so daar was 10 keer meer mense daar gewees as gewoonlik. Almal weet van hierdie bad wat wondertekens doen, as hy geroer word deur 'n engel, jy klim in, dan word jy genees van alles. Kan jy dink hoeveel mense is daar en hoe druk hulle daar? Die probleem kom in is, daar's lamme, siekes en dooies. Waartoe gaan hulle om hulle besigheid te doen? Nergens. Hulle doen dit daar. Kan jy dink hoe ryk dit by die huis van liefde? So wat gebeur hierso is, ek dink nie ek sou persoonlik soontoe gegaan het nie, as ek nou nie siekte gehad het nie. Wat doen Jesus? Ek gaan soontoe. Dis die plek waar ek wil wees. 99 skape, 1 skapie, trek julle weer die lyne. So Jesus gaan vir die 1 skapie. Dan kom hy daar en dan lê hierdie man daarso. Die Bybel sê vir ons, hy was 38 jaar was hy lam gewees.
So vir 38 jaar doen hy wat? Of hy nou die hele tyd daar gelê het, weet ons nie. Maar kom ons dink nou gelogies daaraan. As jy weet, dink gou by jouself, as jy weet daar is, en ek weet mos nie hoekom doen mense dit nie, daar's 'n special by Makro aan Black Friday, en dan slaap hulle amper voor die tyd voor dit om 'n extra R20 te spaar. Maar dan is almal daar so en almal lê in lyn want ons gaan nou hierdie ding, so kan jy dink hoeveel mense is daar so jy beweeg nie want jy is so bang jy mis jou geleentheid om in die bad te kom. So wat gebeur nou op hierdie ou? Vir 38 jaar lê hierdie ou daar. Daar het net niks gebeur tot dusver nie. Gelees bietjie Deuteronomium 2 vers 14, dan sien jy weer die vergelyking wat getrek word met die klomp mense wat in ballingskap was, wat die 40 jaar in die woestyn getrek en dan sien jy weer hoe wys dit weer terug na hierdie gedeelte toe. Johannes gebruik, Jesus het 'n klomp wonderwerke al op daai stadium gebruik, of gedoen, maar Johannes gebruik daai spesifieke wonderwerk om daar neer te skryf. Hy kon van 'n klomp gekies het. Hoekom daai ene? Onthou julle daai wat Jesus op die tafel sit? Dis dit, 'n gebroke stelsel. Hy sê vir hulle, hier's die gebroke stelsel wat julle nou vir hoe lank al aanhang. Wil julle regtig dit nog hê? Daai gebroke stelsel sê Jesus vir daai klomp mense, hier's dit. En waaroor gaan dit is, ek kan goeders doen. Ek kan goed doen. Hoor my gou mooi, as jy enigsins nog, papas ek praat met julle, as jy enigsins dink jy's nog daar, dan is daar 'n probleem. As jy nie totaal en al oorgee aan God nie, dan is jy die lamsiek dooie wat daar lê. En ek sê dit vir jou hoekom, want jy moet die ding aangee op 'n stadium, en ek wil nie hê, jy moet weer die gebroke stelsel aangee na die volgende generasie toe nie. Daar is maar net een en dis God. En dit gaan oor wie ek is. Waar kry jy jou identiteit vandaan? Kry jy jou identiteit uit wat jy het of wie jy is? Hoor mooi, wat jy het of wie jy is. Koos Doep. Wat ek het is net geleen, wat ek is net genade. Daar's jou identiteit. Nie op 'n ander plek nie. En dis hoekom dit so ongelooflik belangrik is. 38 jaar, dit verteenwoordig eintlik maar die Israeliete wat vir 40 jaar in die woestyn rondgetrek het, omdat hulle nie geluister het nie. Vir 40 jaar lank was hulle lamsiek dooies. Ons is lamsiek dooies, totdat ons by God uitkom. So wat doen daai ou? Jesus kom by daai ou en dan sê hy vir hom, na 38 jaar, vra hy vir hom die volgende, wil jy gesond word? Ek dink is 'n no-brainer, is dit nie? Maar dit is nie. Ek wil gou hê, jy moet in jou kop, en dan gaan ek nou 'n klomp goed by dit sê, maar in jou kop nou, as ek vir jou vra, dink gou aan al jou jy as persoon. En ek sê vir jou, jy kan van al daai gemors ontslaa raak. Al wat jy hoef te sê is ja. Ek vra vir jou, wil jy gesond word? Wat is jou antwoord? Want hier's nou 'n catch-22 wat jy gemis het. As jy ja sê, kan jy nie meer agter dit wegkruip nie. Pas op. As jy ja sê, kan jy nie agter dit wegkruip nie. Want hierdie man wat by hierdie ding gelê het 38 jaar, dis sy identiteit gewees. Vir 38 jaar het hy, kom ons sê maar, het hy die mense gekry wat hom gekry het en hulle het hom daar gaan neerplak. En dan weet hy, right, vandag hoop hy gaan daar uitkom, maar ou het nou die dag gedink gesê, probeer gou vir my hierdie ding op, probeer gou hierdie ding optel. Dan sê hy, nee, probeer om hom op te tel.
En dan sê jy, nee, maar jy het hom opgetel, probeer hom optel, hoor gou want ons is op pad. Daar's nie 'n ding soos 'n probeer nie, daar's 'n ding van of jy doen dit of jy doen dit nie. Moenie vir my sê jy probeer nie, jy kan nie probeer nie, probeer is 'n cop-out. Daar's nie probeer bestaan nie, of jy doen dit of jy doen dit nie. Moenie vir my sê ek sal probeer nie. Probeer is 'n goeie verskoning. So met ander woorde, Jesus vra van, wil jy gesond word? En sodra Jesus vir hom dit vra, hierdie ding wat hy sy hele lewe lank wou gehad het, want hy lê daarso, vra Jesus vir hom, wil jy gesond word? Nou, dink gou, om terug te kom na daai ander gedeelte toe. Hy lê daar vir 38 jaar, en dan middagete kom na hom toe, want daar sal 10 en mense wees wat kos soontoe bring, en daar's 'n klomp goed wat hy kry, en hy kry sy watertjies, en hy kry dit, en daar's 'n paar mense wat vir hom kom sorg, daar kry hy nuwe klere, daar kry hy dit. So as ek gesond word, gaan al daai goed ophou. Al die nice to haves wat ek gekry het tot dusver gaan stop. Wil jy gesond word? Dan maak hierdie man hierdie half tipe verskoning rondom dit, wat hy so half, Here, Jesus vra van, wil jy gesond word? En hoor wat hy sê, die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. So punt nommer 1, ek het niemand wat my kan help, en punt nommer 2, iemand anders is altyd vinniger as ek. Was dit God se vraag? Was dit Jesus se vraag? Nee. Sy vraag was gewees, wil jy gesond word? Nie wat is jou verskoning vir hoekom is jy nie gesond nie? Wat doen ons? The latter. Ja, maar ek kan nou nie, want dis dit en dis dat en whatever dit mag wees. Ons het daai verskoning altyd rondom dit. Vaders, jou kind wil jou tyd hê. Hoor mooi, jou kind wil jou tyd hê. Daai advertensie van Disney is vir my die perfekste beskrywing seker wat ek in 'n lang tyd gesien het. Want dink gou die van julle wat nou al kinders het, wat nou al ook kinders het ensovoorts, hoeveel keer het ons daai hele ding, ek kom dit met my eie kinders agter, dan's ek so nie lus om dit te doen nie. En dan dink ek net by myself, ou boetie, daai I'm gonna hang here is op pad. So solank as wat hulle jou handjie wil vashou, hou hom styf vas. Solank hulle op jou skoot wil sit, hou hulle styf vas. Solank as wat hulle jou wil soen, of jy hulle kan soen, ek is nou op daai punt wat ek nou myne maar vasdruk en hulle soen. So ek is jammer, want as ek die ding aan jou gaan oorgee, gaan daar een ding wees, my pa die bloed het my uitgeïrriteer, want het my altyd gesoen, nee, kiss. Dis wat ek wil doen, dis wat ek wil hê. Ek wil jou so smother in liefde, dat jy nie iets anders te kan doen, as om dit te doen die hele tyd nie. Want dis wat jy geleer het, want as ek dit vir jou geleer het, dag na dag na dag na dag, is dit wat jy vir die wêreld gaan gee. Kom ons leer ons kinders om dit te doen. Ons as vaders, kom ons leer die mense rondom ons om dit te doen. Dis maklik om naastie te met iemand te wees, dis nie moeilik nie. Wil jy gesond word? As jy genees word, is daar 'n klomp verantwoordelikhede wat saam met dit kom. As jy genees is, wat ook al van dit is, kan jy nie meer agter dit wegkruip, ek het dit nou net gesê. Jy moet dan erken wat is jou tekortkoming en jy moet begin werk aan dit. Jy het Jesus ten volle nodig vir dit. Hoor my mooi, jy gaan hierdie nie op jou eie kan doen nie. Jy het Jesus, jy het God, jy het die Heilige Gees ten volle nodig om hierdie orkestra te dra en om daai een uit te bring. En vir daai een te sê, ek nou meer 'n bietjie sagter, om haar ritme te hou,
Want sien, dis ons hart. Jesus is besig om ons hart te klop, want op 'n stadium gaan hierdie gebeur. En ons wil nie dit hê, as hierdie nie gedoen is nie. Want ons moet hulle uitlig. Want papa kondukter, as jy nie hierdie gaan doen nie, gaan die wêreld dit doen. As jy nie vir hulle die ritme gee nie, gaan die wêreld dit doen. Daar's 'n koste hieraan. Verlossing is verniet. Disippelskap kos oneindig baie. Deur die jare begin goed verander. En hier is die belangrike gedeelte, en ek weet, hoor my asseblief. Ek in my hele lewe wat ek nou al predikant was, het ek nog nooit gehoor van iemand wat so omgedraai het nie. Dit gebeur, ek weet dit gebeur, ek het nog net nooit daarvan gehoor nie. Ek het al gehoor daarvan, ek het nog nooit met dit te doen gehad, ekskuus my fout. So, as jy jou hart aan die Here gegee het, is dit nie, 99,9% van die tyd is nie dit nie. Dit is 'n aaneenhoudende, daai musiek hou aan, moet speel die hele tyd, en partykeer gaan jy 'n snaar breek, en partykeer gaan jy van noot af wees, en partykeer, maar weet wat, soos wat jy oefen, begin jy al hoe beter raak. Soos wat jy oefen, begin die goeders by jou indruk, en ewe skielik kom jy agter, as jy na die persoon kyk wat gister daar was, is dit anders as die persoon wat vandag daar is. En so bou dit. En sien, as jy aanlees, dan sê Jesus daar op 'n stadium vir daai ou, dan kry hom binne in die tempel. Net gaan daar kom. Vers 14, daarna het Jesus hom in die tempel gekry, en hy sê vir hom, kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Met ander woorde, hou aan om te doen wat jy doen. Dit gaan nie oor, vergeet van die sonde hierso. Sonde, ek weet, is verkeerd. Dit gaan daaroor, is jy besig om beter te wil wees? Want net jy kan dit doen, en net saam met God kan jy dit doen. Net jy kan dit doen, saam met God gaan jy hierdie kan doen. Heel aan die begin, voor Jesus opvaar hemel toe, dan gee hy vir ons die. Sê Jesus, dis nou julle beurt. Ek is op pad. Ek gaan vir julle iemand stuur om julle te help. Wag so 10 dae. En dan gaan ek hier, dan gaan julle hierdie vat. En dan moet julle aangaan. In hierdie gedeelte wil ek vir julle lees, en asseblief, as jy alles van die preek vergeet, onthou hierdie. Max Lucado het die volgende gesê: if you want to lead the orchestra, you have to turn your back to the crowd. Ek hoef nie julle te please nie. Luister mooi, jy hoef niemand te please nie. Jy moet die orkestra lei, en dan moet jy jou rug op die crowd draai. Dit is so oneindig belangrik. Show me a people pleaser. Please show me the people that you have pleased. Jy gaan dit nooit reg kry. Jy moet jou rug op die crowd draai, as jy die orkestra wil lei. It's fine om jou rug op die crowd te draai. Papa, Vader, gee hierdie oor, gee dit oor. Met liefde, met compassion, met alles wat jy is. En sê vir hulle, hierdie is jou identiteit, want ek het dit vasgelê met behulp van God. Ek gee die baton oor aan die nuwe generasie. Wat doen ons om hierdie te doen? Wat doen ons om die baton oor te gee? Wat doen jy om die baton oor te gee? Wil jy gesond raak? Wil jy gesond raak? Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir ongelooflik dankie sê dat ons weet, U red ons. U vat ons uit die gemors uit.
maar ons moet ja sê. Jy gaan klop, jy gaan vra, jy gaan smeek, want jy wil nie een van ons laat verlore laat gaan nie. Maar Here, dis nog steeds ons keuse. Nog steeds moet ons sê, ja, ek wil gesond word. So Here, help ons asseblief met dit. Help ons vaders om gesond te word van wat ook al dit is. Sodat ons nie omgee oor die wêreld rondom ons nie, dat ons ons rug op die crowd draai en dat ons wie ook al ons orkestra is wat ons moet lei, dat ons hulle lei tot eer en verheerliking van U naam elke liewe dag. Here, help ons asseblief met dit. Ons kan dit nie sonder U doen nie. Soos wat daar in die Bybel gesê word, as U nie saamgaan nie, dan gaan ek nêrens heen nie. Here, gaan saam met ons. Here, en ek kom vra nederig, en ek vra dit met 'n nederige hart. Hierdie week wat voor lê met Kids Games, dat ons hierdie kinders leer van wie U is. Leer van U liefde. Dat hulle dit kan uitdra met elke liewe tree wat hulle gee daarna. Here, ons vra dit verseker nie omdat ons dit verdien nie, want ons doen nie. Maar Here, ek weet U wil dit vir ons gee. So ons vra dit uit ongelooflike genade uit. Amen.